Jy sien, geregtigheid is nie net om in 'n goeie mens in te verander nie. Jy is goed genoeg om in verhouding met God te leef. Iets wat Jesus vir jou en my moontlik gemaak het op die kruis. As 'n kind in 'n liefdevolle huis aangeneem word, hoef daardie kind nie elke dag sy waarde te bewys om deel van die familie te wees nie. God se genade het nie by jou redding opgehou nie. Sy genade is altyd saam met jou. Ons gaan in hierdie sessie gesels oor die vraag, hoekom? Hoekom sou God my red? Hoekom moes Jesus so swaar ly aan die kruis en dit vir iemand soos ek? Nou ons kry 'n mooi verduideliking in die volgende skrifvers, Johannes 1 vers 12. Aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Soveel Christene leef asof God hulle net verdra met hulle foute en sonde. En hulle glo dat hulle maar net 'n sondaar is wat deur genade gered is. Maar die waarheid is soveel beter. Wanneer jy Jesus kies, verander jou identiteit eintlik heeltemal. Jy is nie net meer gered nie, jy is aangeneem. Jy is nou eintlik 'n kind van God. Dink so daaraan. As 'n kind in 'n liefdevolle huis aangeneem word, hoef daardie kind nie elke dag sy waarde te bewys om deel van die familie te wees nie. Hy is deel van die familie. Hy ontvang liefde en is veilig, net soos die ander kinders in die huis. Dit is wat Jesus vir jou en my kom gee, 'n nuwe identiteit, genoem kind van God. 2 Corinthians 5 verse 17 says, if anyone is in Christ, so that means if anyone associates or identifies themselves, believes in Christ, and says, I am a Christian, the new creation has come, and the old is gone. The new is here. So it's almost like a line in the sand, where Paul teaches us that as we associate with Jesus, we begin to live with a new identity. It's not that I'm just a sinner saved by grace. No. It is, I am a child of God. And if I consider my relationship with my children, I would sometimes see them act in a way that I would disagree with, or that would even disappoint me. But they are my children, and they're going to learn from me, and they carry my DNA. So how do I act? How do I react to them? I don't call them sinners and useless. No, what I do is I tell them, you are my child, and because you are my child, you can grow up to be everything that I am and even more. So there's an understanding of identity and association that we also see now in 2 Corinthians 5 in the next verse. So this is verse 18. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ Jesus. That reconciliation means that the connectedness, this quality of relationship that is restored with God, tells me who I am. It affirms my identity. Jy sien, Paulus sê dit so mooi in Korintiërs. Jy is nie meer iemand wat probeer om heiligheid oor jou skuld te plak nie. Jy is nuut gemaak, aanvaar, 'n nuwe identiteit gegee en gemaak met 'n doel. Hy sê selfs verder in vers 21, God het hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak, terwille van ons, sodat ons op grond van ons gehegte verhouding met Christus deur God vrygespreek kan word. Dit beteken jy is nou reg voor God. Met ander woorde, goed genoeg verklaar voor God. En as jy reg is met God, is jy ook dan reg met die lewe. Jy sien, geregtigheid is nie net om in 'n goeie mens in te verander nie. Jy is goed genoeg om in verhouding met God te leef. Iets wat Jesus vir jou en my moontlik gemaak het op die kruis. Dit beteken eintlik jy is regverdig verklaar, volkome aanvaar en geliefd. Jy is eintlik skoon en vergewe. Jy sien, sonde definieer jou nie meer nie. Jy is reeds aanvaar as gevolg van wat Jesus kom doen het. Jy sien, daar is niks wat afstand tussen jou en God kan bring nie. Jy sien, stel jou voor, jy leef elke dag asof jy jouself aanhoudend moet evalueer. Soos 'n
konstante rapport oor jou prestasies. Nou op 'n goeie dag voel jy dalk soos 'n 8 uit 10, want dinge het goed gegaan. En op slegte dae, na 'n fout of 'n mislukking, voel jy dalk soos 'n 3 of 'n 4. Dit word soos 'n swaar las van skuldgevoelens oor jou gehang. Maar meeste dae is jy waarskynlik iewers in die middel, altyd besig om beter te probeer leef, en jy streef na 'n beter punt. Nou baie van ons leef met hierdie denke. Ons meet ons waarde aan hoe goed ons presteer. Ons probeer aanvaarding verdien van onsself, van ander of selfs van God. Nou dit is 'n lewe wat dan onder 'n las van prestasie lê, en dit lei dikwels eintlik maar na 'n gevoel van ons is mislukkings. Jy sien, maar genade bring 'n ander waarheid. Wanneer God na jou kyk in Christus, sien hy nie 'n punt uit 10 uit wat heeltyd verander nie. Hy sien nie 'n 5 of 'n 7 nie. God sien Jesus. En dit beteken God sien dan ons as 'n perfekte 10 uit 10 die hele tyd. Jy sien, hierdie punt het jy nie verdien nie. Dit is Jesus se geregtigheid wat aan jou geskenk is. Jy sien, in Christus werk jy nie om 'n 10 te word nie. Jy is reeds 1. Jy is ten volle aanvaar. Jou waarde in God se oë hang af nie van hoe vandag gaan nie, of hoe jy voel nie, of wat jy gister gedoen het nie. Om in verhouding met God te leef, is die antwoord op die regte lewe. Met ander woorde, 'n goed genoeg verklaarde lewe. 'n Lewe saam met God is 'n lewe wat nie gedryf word deur bang wees vir reg of verkeerd doen nie. Dit beteken dat ons nie leef uit 'n vrees meer nie, maar eerder uit vryheid. Ek wil jou vra, in jou groep, pause die video, ons gaan 'n paar vrae hier opsit wat ons wil hê julle moet eers lekker deur gesels. Ek hoop jy het lekker saam gesels met jou groep. Miskien het hierdie vraag ook uitgekom terwyl hulle nou gesels het, maar wat as ek struikel? 1 Johannes 1 vers 9 sê die volgende: as ons egter ons sondes bely, hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Jy het dalk al ja gesê vir Jesus, maar nou wonder jy, maar wat as ek weer foute maak? Nou die waarheid is, jy gaan heel waarskynlik weer struikel. Elkeen van ons doen. Dit maak jou nie 'n mislukking nie, net iemand wat wel foute kan maak. Maar hier is die goeie nuus. God se genade het nie by jou redding opgehou nie. Sy genade is altyd saam met jou. Dink aan Adam en Eva, toe hulle gesondig het, het hulle probeer wegkruip van God, omdat hulle gedink het hulle is nie waardig vir God se teenwoordigheid nie. Maar Jesus, jy sien, hy het vir ons 'n beter lewe met 'n Vader gebring, waar ons eintlik skuilings kan vind by hom, met die wete dat hy ons nooit sal wegwys nie. En wanneer jy jou sondes bely, gebeur iets. Jy staan eerlik voor God. En dit is eintlik wat God wil hê. Nie jou pogings om perfek te wees nie, maar eintlik jou hart. Hier is wat jy kan doen. Herinner jouself gereeld. Ek kan foute maak en nog steeds diep geliefd wees. My foute definieer my nie. My liefdevolle hemelse Vader doen. Maar hoe weet ek dat my ewige redding nou seker is? Ek sien ons almal wonder soms, wat gebeur na ons doodgaan? Dit is 'n vraag wat selfs Christene in hulle gedagtes nog steeds dra. Did you know that when you die, your body will separate from your true spirit and that you will live forever? And did you know that the only assurance that we can have of a life after death will be because of our faith in Jesus? Many people are unsure whether possible future mistakes will cause God to reject them again or will influence their eternal life. So how can we then know with certainty that we will be saved in eternity? Well, we have to go back to the words of Jesus because he establishes the paradigm about heaven. As one of his disciples, John in chapter 17 verse 1 describes it. After Jesus said this,
He looked toward heaven and he prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, so that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those that you have given him. So this is eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. We discover from the words of Jesus that eternal life is a state of quality relationship with God, more than what it is a place. The same author, John, who's also known as the beloved disciple, he wrote these words in 1 John 3 verse 2. It's one of his letters, and he says, dear friends, we are children of God. So you can hear the assurance there. And we do not know what will happen when we die, but we know when Christ appears, we will be like him because we will see him as he is. Sien, Jesus gee vir ons die antwoord vir hierdie vraag in sy gebed na die Vader toe. Hy sê, en die inhoud van die ewige lewe is dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ewige lewe begin nie dan een dag in die hemel nie. Inteendeel, dit begin nou in verhouding met God en is ewig. As jy vir Jesus ja gesê het, as jy in verhouding met hom leef, dan is jou ewigheid reeds verseker. 1 Johannes 3 vers 2 sê, ons is nou reeds kinders van God. Dit bedoel, jy is aangeneem, jy is veilig, jou toekoms is seker. Ja, verhouding met God is nie gebou op gevoel nie, maar op geloof. Dit is vertroue in die waarheid, dat Jesus jou gered het en jou ewige lewe gegee het. Nie omdat jy volmaak is nie, maar omdat hy jou gekies het.